Vader, in hierdie oggend om net so saam te mag wees. En Here, as ons so in die hemelpoort kan soort van inkom vanmôre, as ons net U teenwoordigheid so mag aanraak vanmôre, as ons net, Here, op 'n plekkie kan wees waar ons so bewus kan wees van U wonderlike teenwoordigheid, dan wil ons U eer vanmôre. En Here, ek wil kom saamstem met daardie liedjie wat sê, "Fill my cup, Lord." Want miskien, Here, het hier iemand ingekom of is hier iemand ingeskakel in hierdie boodskap, Here, wat se koppie dalk leeg is vanmôre. Dan is dit ons gebed vanmôre, uitroep uit ons gees uit, o Gees van God, dat U sal invul en sal herstel. Dat U sal volmaak, Here, daar waar daar nog olie kort. Dankie vanmôre vir hierdie kosbaarheid van U self. Kom seën ons vanmôre, dan is my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ek en jy vanmôre net weer die voorreg het, die geleentheid het om so by die tafel te kan mag sit. En ek wil net weer reg van die begin af gesê, die tafel behoort nie aan 'n denominasie nie, nog nooit het hy behoort aan 'n denominasie nie. Hy behoort aan die Here en hy behoort aan jou en my. En as ons vanmôre 'n bietjie weer wil dit kom vier, as ons dit wil kom herinner, soos Paulus sê, Jesus in Lukas sê hy, dit is die Nuwe Testament in jou lewe. 2 Korintiërs 5:17 wat sê, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword, jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, jy's herstel, jy's deur die reparasiewinkel van die Heilige Gees, wat jou opgevul en nuut gemaak het. Dan wil ek vanmôre dalk 'n bietjie met jou praat oor die tema van sien die bloed. Nou, as die Here ek en jy geskaap het, en hy het jou die intellek gegee en die voorreg om in 'n volledige liggaam te mag wees, waarin jy kan sien en hoor, die sintuie, 5 sintuie, wat elke mens het, dan is dit so dat oral waar ons gaan, sien ons. Iemand wat nie kan sien nie, wat blind is baie ongelukkig, want hulle gaan op die reaksie van dit wat die plek van die oë wil inneem. Maar ek en jy wat vanmôre die voorreg het om vir mekaar te sien, om te sien dit wat buite aangaan, daar waar jy bly, daar waar jy beweeg, dit wat jy doen, sien jy. En daarom het die Here met my gepraat vanmôre en vir my gesê, sien ek die bloed van die Here raak. Sien, beleef, ervaar ek in myself as ek terugkyk in my lewe, dat daar was 'n tyd, 'n dag, 'n oomblik, wat die Here my oë geopen het. In Korintiërs praat hulle van skille wat van die oë afgeval het, sodat daar ek in 'n nuwe dimensie kon inbeweeg om te kon sien die waarheid, dit wat die Here vir jou en vir my wil hê ons moet sien. Ongelukkig is dit so dat ons sien, maar ons sien nie en ons hoor nie, sê Markus 4 vers 11 en 12. Maar vanmôre as ek en jy by die tafel gaan aansit, dan wil ek dalk 'n bietjie met jou praat en ek wil teruggaan na Genesis toe en ek gaan vir jou 'n paar skrifte uithaal waar die Here met die mense gepraat en met Moses in die begin het hy ook gepraat en Exodus 12 vers 13. En die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand
moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Nou, as jy gaan kyk, dan sal jy sien, ons is heeltemal weg van Januarie af, hierdie mense se almanak is baie anderster as ons. Maar in vers 13 kom die Here, hy sê, en hy praat oor die bloed. Hy sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. Hy sê, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Hier kom 'n belofte. Die Here sê vir die Ou Testamentiese mense, hy sê, as ek die bloed sien, dan sal ek by jou verbygaan en hoor wat sê hy, sal daar geen verderflike plaag onder julle wees nie. En as ek en jy 'n bietjie in realiteit in ons eie lewens kyk en ons leef in die dag van vandag, dan ervaar en beleef ons dat hoe min kyk ons dalk. Hoe gereeld herinner ek my aan die nagmaal? Hoe gereeld dink ek aan die bloed wat Jesus gestort het vir my? In vers 23 sê hy weer, hy sê, maar wanneer hy die bloed sien, sal hy verbygaan. En ouens, ons moet hierdie ding baie mooi verstaan vanmôre. Jy moet onthou in Genesis 3 vers 17 kom die Here en hy vervloek die aarde. En hy sê vir Adam, gelukkig vervloek hy nie vir Adam nie, hy vervloek die aarde. En die sonde sê hy vir Kain lê en loer vir jou, want ek en jy is verkoop onder die sonde. Hierdie aarde is vol sonde. Want van stof is jy en tot stof keer jy terug, sê Genesis 3 vers 19. Maar terwyl jy in hierdie tydsone is, in hierdie siklus waarin God jou laat gebore word en voor jy die dag sterwe, Prediker 3 vers 2, is dit so dat daar 'n tyd en 'n plek in jou lewe moet wees dat ons sal moet begin kyk om te sien, waar kom ek vandaan? Psalm 51:7 weet ons sê, jy's in sonde is jy gebore, jy's oorgegee aan die sonde. Eintlik is jy onder die vloek, as jy nie die Here Jesus aangeneem het nie. En ek gaan dit vir jou wys. Genesis 3 vers 17. Vervloek is die aarde, en jy kom uit die stof uit, en jy keer terug na die stof, en nie jou gees nie, maar jy's onder die vloek. Want Jesus sê self, in Galasiërs 3 vers 13 sê hy, vervloek is ek, en vervloek is iemand wat aan 'n kruishout hang. Jy's vervloek as jy nie die Here ken nie. En dis hoe ernstig dit is, en omdat toe Jesus gesterf het, en hy vir ons gaan voorberei het hy geweet dat dit net die bloed sal wees wat jou en vir my sal loskry. Daarom is dit nodig dat ek en jy, as ons gaan kyk na die vloek wat hy oor ons uitgespreek het, dat dit nodig sal wees dat ek en jy tot bekering sal kom, want jy sien, as jy tot bekering kom en jy is wedergebore, dan is dit jou waarborg dat jy hemel toe sal gaan. Jy sit met 'n waarborg vanmôre. Maar dan moet jy die bloed sien, jy moet dit ervaar, jy moet dit beleef, jy moet dit glo, jy moet dit beoefen. Dis hoekom nagmaal so belangrik is, dat hy sê, elke keer as julle dit doen, dan herinner julle julleself aan dit wat Jesus vir julle aan die kruis gedoen het. Die Nuwe Testament waarvan Jesus praat, is in die bloed. Efesiërs 1 vers 13 sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees.
Hoor mooi wat wil ek vir jou vanmôre sê. Jy's onder die vloek uitgehaal die dag toe jy die Here Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, en jy is verseël, sê die woord, met die Heilige Gees. So daar is nie 'n middelpaadjie of ek kan maar doen dit wat ek dink nie. Is die probleem vandag is verkeerde besluite. Genesis 13 vers 12 kan jy gaan kyk. Dat toe Lot en Abraham moes kies, toe kies Lot, toe kies hy die Jordaanstreek, hy kies die beste deel en Abraham het maar daar in die klipperige gedeelte van Kanaan het hy maar gebly. Maar weet julle wat? Wat het met Lot gebeur? Kom ek lees vir jou. Hy sê Abraham het bly woon in Kanaan, maar Lot in die Jordaanstreek en hy het sy tente tot by Sodom opgeslaan. 'n Verkeerde besluit. Hy het die beste deel gekies. Daar's water en daar's die grond is mooi en dis vrugbaar. Maar dit was land Sodom. En ons ken Sodom en Gomorra. Die einde van die ding is dat Lot het sy vrou verloor deur 'n verkeerde keuse. En daarom is ons dankbaar as ek en jy in hierdie oggend nog kan staan en sê, Here, ek maak 'n keuse vanmôre. Of Here, ek het 'n keuse gemaak en ek weet, ek is nie meer onder die vloek nie, ek is onder die krag van die Heilige Gees, ek is verseël met die Heilige Gees. Openbaring 5 vers 9 sê hy, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Hoor mooi, en julle ken al hierdie versie, want ek sê hom amper elke Sondag. As die Here na jou kyk vandag, dan sien hy jou nie. Hy sien die bloed. Want dis die bloed, Jesus, wat beteken verlosser en saligmaker. Dis sy bloed wat jou verlos het. Dis deur sy bloed, dis deur daardie eerste liefde wat hy gehad het, wat ek en jy kan aanspraak maak. Die belofte van die Here wat daar is, om te sê eendag sal ek in die hemel wees. Want ek het myself onder die vloek uitgehaal. Ouens, ons moet die goed verstaan, dis baie sensitief. Die dag toe ek tot bekering gekom het, toe ek wedergebaar is deur die krag van die Heilige Gees, het daar 'n ommeswaai in my lewe plaasgevind en ek doen nie meer die ou dinge nie. Hy sê, dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek, sê Paulus in Romeine 7, want jy sal bly terwyl jy in hierdie liggaam op die aarde is, terwyl jou voete gekoppel is aan die aarde wat vervloek is, soos jy onder die vloek, behalwe as jy die Heilige Gees ontvang het, en jy verseël is onder die bloed van die lam. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. Hoor mooi, jy was verseël, jy's verseël. Ouens, as jy nie verseël is, as jy nie die Here Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, staan jy nog met 2 voete weerskant. Want jou liggaam bly gekoppel, dis hoekom Genesis 3:19 gaan hy terug grond toe. Jou liggaam kan nie tot bekering kom nie. Jou gees kom tot bekering. En Jesus stel die nagmaal en hy sê, want elke keer as julle dit doen, dan herinner julle julleself aan dit wat ek vir julle op die kruis van Golgotha gedoen het. Daarom is dit nodig dat ons nagmaal sal gebruik. Daarom is dit nodig dat ons hierdie goed sal oordink. Daarom is dit nodig dat ek by die huis, ek en my vrou, en ek voel ek moet nagmaal gebruik, dat ek dit sal gebruik. Jy het nie die pastoor nodig nie.
Maar jy moet kerk toe kom. Baie mense sê nee, ons gaan nie kerk toe nie. Gaan lees Hebreërs 10:25. Ag, daar's so baie plekke, ek wil nie eens vir jou sê nie. Hy sê as ek die bloed sien, sê die Vader, wil jy, ek sien jou nie, want ek sien dat jy is gebore in ongeregtigheid. Jy's in sonde en in ongeregtigheid het jou moeder jou ontvang, Psalm 51:7. Hy sê ek sien nie meer daai goed nie, maar ek sien die regverdigheid van die bloed. Ek sien die bloed, Willie, want dis die bloed wat jou vry maak en jou losmaak, sodat jy eendag in die hemel sal wees. Pas op wat jy kies. Wat het Lot gesien? Lot het oeste gesien. Lot het geld gesien. Lot het al hierdie goed het hy gesien. En gaan lees daai stukkie, Genesis 13 vers 12. Hy het sy tente opgeslaan tot teen Sodom. En onmiddellik, en ons kan, as jy gaan lees, sal jy sien dat interaksie begin plaasvind. En die sonde, hierdie godvreesende man, Lot en sy familie, het in 'n nag of in 'n maand, ons weet nie, het hulle self in Sodom gewerk of gemaak die saak wat hulle gedoen het nie, maar die einde daarvan was die dood. Here kom vanmôre en hy sê as jy net die bloed kan sien, as jy net by die tafel kan kom staan en vir hom kan sê jy's jammer oor dit wat jy gedoen het. En ek daag jou uit vanmôre. As jy hierdie week niks gedoen het nie, niks verkeerd gedoen het nie, dan daag ek jou uit om jou hand op te steek, want dan is jy nie nodig om in die kerk te wees nie. Dit is nodig dat jy hier moet wees. Want as jy by daai deur uitgaan, is jy terug in 'n chaotiese wêreld. Dis oorlog daar buite en dit raak nie beter nie. Matteus 24 en Lukas 21 sê as hierdie dinge gebeur, kyk dan op en weet. Ons moet dit weet, ouens, ons is die generasie wat die Bybel van praat in die laaste dae. En steeds anker ons nog op twee gedagtes. 1 Konings 18 vers 12 en 13 sê. Anker op twee gedagtes. Kies dan vandag. Maar ek wil vanmôre, ek het 'n passie vanmôre, selfs vir u wat ingeskakel is dalk. Ons moet vir mekaar bid. Ons leef en ons is nie altyd hierdie macho manne en vroue nie, ons moet dit verstaan, ouens. Ek is nie altyd nie, jy sien my in my kop, maar jy sien my nie in my krop nie. Ek sit 'n glimlag op wat nie uit my hart uitkom nie. Ek sit hom maar net daarop om jou dat jy moet dink ek is happy en ek is tevrede. Luister, daar's realiteite wat plaasvind in jou lewe en al waar ek versoening en waar ek verlossing en waar ek myself kan in uitleef vanmôre is in die bloed van Jesus Christus om te sê die bloed het betaal vir hierdie sondes. Is nodig. Want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop. Want jy was verkoop onder die sonde. Jy het dit nie geweet nie en baie mense vandag weet dit nie. Hulle sit in kerke vol en al hierdie plekke en hulle weet nie dat hulle is verkoop onder die sonde nie. Maar as ek net op 'n plek kan kom waar ek net my hart, my lewe kan oorgee vir die Here en sê, Here, help my. Jy gaan nog steeds struikel, my boetie, my sussie. Die duiwel gaan jou nie los nie, want dan gaan hy jou eers takel. Maar dan weet ek my hulp is in die naam van die Here, soos Dawid sê.
dan weet ek daar's 'n plek wat ek by kan gaan skuil. As ek op my swakste is, dan is die Here daar om my te help, want in jou swakheid word sy krag volbring. Ek en jy vanmôre net 'n bietjie wil hand in boesem steek, net in jou eie lewe. Kyk net 'n bietjie, dink net 'n bietjie terug. Waar kom jy vandaan? Hoeveel sonde het jy gedoen? Is dit regtig so dat jy dit verdien? Verdien jy regtig die bloed wat jou vry en losmaak? En hoe durf ek nog daar buite gaan soos baie mense, en hulle vloek die kerke, en hulle vloek die Here, en hulle vloek die predikante? Weet jy hoekom? Omdat hulle steeds nog onder die vloek is. Jy's onder die vloek as jy nie die Here ken nie. Die woord sê dit, want jy's gekoppel aan hierdie aarde. En ek het al vir jou gesê, die grootste fout wat ons kan maak, ons sê, daai ou staan om stewig met al twee sy voete op die aarde. Jy praat lelik van hom as jy dit sê. Jy herinner hom dat hy gekoppel is aan die vloek. Maar dank die Here vanmôre, ek en jy, en daar's 'n kans. Daar's 'n kans vir elkeen. Net op 'n plek te kan kom en sê, Here, hier is ek vanmôre. Betekenis, bloed, dit so baie betekenisse. Dis redding, dis verlossing, dis oorwinning, dis dankbaarheid, dis die ewige lewe. Dis die krag in die bloed van Jesus. Elke faset, elke iets in jou liggaam, elke aardjie, elke dingetjie wat God deur jou aan mekaar gesit het, is ingevleg in God se genade. Daar is krag in hierdie ding. Jou hart wat die Here gemaak het, hy het jou so sterk gemaak, het ons gesê, kan julle onthou? 50 miljoen liter bloed wat jou hart pomp in 'n leeftyd. 50.000 of 50.000, ek is nou dalk, draai die twee dalk nou om, 50.000 keer wat jou hart klop. Ja, ek het hulle nou omgedraai. Maar luister, dis hierdie God wat ek en jy dien, en weet julle wat? Dis bloed. Jou bloed het betekenis. Want jy's nie onder die vloek nie. Daarom is dit nodig dat ons na mekaar sal kyk, ouens, en nie mekaar sal oordeel nie. Maar kom ons bid vir mekaar, kom ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit met familie wat nie die Here ken nie. Jy sit dalk met kinders, jy sit dalk met, maak nie saak wat ek kan toe nie. Ons moet vir hulle bid, ons moet vir hulle intree. Ons moet ophou om mense te veroordeel, om te sê, hy loop maar sy eie pad en hy doen sy ding. Daar is genade op genade op genade. En die genade, jy's onder die genade op hierdie aarde, totdat jy jou laaste asem uitblaas, want dan is die genade weg. Want dan is jy by die Here. Vanmôre sê hy vir jou, as ek die bloed sien, as ek die bloed sien. Here, ons wil vir U dankie sê vir die bloed vanmôre. En dis hoekom dit nodig is, ek moet myself kom herinner. Hy sê, want elke keer, herinner julle julleself aan dit wat ek gedoen het. Hy sê, en julle doen dit tot my gedagtenis. Dis in jou gedagte. As ek hierdie broodjie en hierdie glasie vat vanmôre, dan sê ek, Here, ek herinner myself. Want in myself
was ek op pad hel toe. Maar deur die genade en deur die bloed kan ek vanmôre die tafel gebruik te sê dankie Jesus, ongeag. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy opstaan en daar's 'n probleem, maak reg in die bank en kom gebruik die nagmaal. Moenie hier uitstap. Moenie weer laat die vyand vir jou sê, maar ek is nie reg nie en ek doen nie dit nie en ek maak reg en kom gebruik dit vanmôre. Daar is nie so iets soos reëls of iets in hierdie kerk. Maar daar's 'n reël van Jesus se genade wat hy uitgestort het oor jou en my. Daarom vanmôre, as hy die bloed sien en hy sien jou, dan sien hy liefde. Hy sien harmonie. Hy sien vrede. Hy sien die vrug van die Gees, Efesiërs 5 vers 22. Hy sien jou nie soos wat jy was nie. Hy sien jou as 'n nuwe skepsel. Nuwe skepsel. Alles het verbygegaan. Alles het weer vir jouself nuut geword. Ouens, ons leef in 'n tyd en ek is baie ernstig as ek hierdie goed vir jou sê. Speeltyd is verby daar buite. Speeltyd is verby. En as jou saak nie reg is nie, jammer. Kom ek en jy ingeskakel en jou saak is nie reg nie, ons gaan vir jou bid vanmôre. Jy sien ons leef in 'n stelsel. Ons het in 'n stelsel groot geword wat ons baie van die goed nie geken en nie gehoor het nie. En ons kan nie ons voorouers dalk kwaadlik neem nie. Hulle het dalk nie die kennis gehad wat ons vandag het deur die druk van 'n knoppie of jy gekry jy al die inligting wat jy wil hê. Maar kom ek en jy, terwyl ons hierdie kant is en ons weet daar's geliefdes daar aan die ander kant wat vir jou wag. En ek sê dit baie by die begrafnisse. Het jy al gedink ons huil hier vir mekaar? Ja, ons mis mekaar. Maar het jy al gedink die verwagting, die dag, die herontmoeting met jou ma, jou pa, jou familie, jou broers, jou susters? Daai ouens, net so graag as wat ons hier wil bly, wag hulle vir ons daar. Daar het 'n verwagting om ons te sien as ons die dag. Dis hoekom Tessalonisense 4 vers 18 sê, wat hy die hoofstuk afsluit wat hy sê, bemoedig mekaar dan. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Sodat julle kan weet, hierdie is net tydelik. Ons is net tydelik op die aarde. Maar terwyl ons hier is, kom ons dien die Here. Kom ons na die beste van jou vermoë en ons kom en ons gebruik die nagmaal. En daarom is dit vir my nie mooi as jy in sekere kerke moet sekere regulasies en dis daai goed is daar's nie sulke goed in die Bybel nie. Ons is vry, ons is losgekoop, verlosser, saligmaker wat Jesus beteken. En ek wil vanmôre as ek gaan bid en ons die nagmaal gaan bedien. Ek wil hê jy moet opstaan, dis wat ons doen in hierdie kerk. Jy staan op en jy kom help jouself. En as jy nie kan nie, dan kan jy jou hand opsteek en dan sal Cheryl sy vir jou bedien in die bank as jy regtig nie kan opstaan nie. Maar kom ek en jy kom vanmôre net so in die teenwoordigheid van die Hemelvader. Net om vir hom te kom dankie sê vir nog 'n keer. Miskien is dit dalk die laaste keer vir van ons hier vanmôre. Miskien.
So kom ek en jy geniet dit. Here, ek kom met 'n oop hart vanmôre. Ek het 'n opgewondenheid in my binneste. Daar's iets in my gees wat groter as ek self is, wat uitroep om te sê, Here, ek waardeer dit wat U vir my gedoen het in die jare wat verby is. Ons is so geneig om na snaakse goed te kyk en na mense te kyk en ek breek nie ander ouens af nie. Maar wat as ek so vinnig oor ons kyk en ons is seker 80 of 100 mense naby dit vanmôre en elke ou kom in my gedagte is net 10 jaar op die pad. Dan sit ons met 'n 1000 jaar se ondervinding in hierdie plek vanmôre. So wat wil ek op ander plekke gaan soek? Ons sit met hierdie iets in ons binneste, hierdie krag van die Heilige Gees wat ons vir mekaar kan hande oplê en bid en hulle sal gesond en ons het die ondervinding. Hier's 1000 jaar so ondervinding hier voor my vanmôre. Dink 'n bietjie daaraan. Dink net 'n bietjie daaraan. Ek dink nie jy het al gedink aan dit nie. Ons sit met dit. Dis hoekom hy sê, bedien mekaar, Jakobus. Bid vir mekaar. Salf mekaar. Help mekaar. Sodat jy op 'n plek kan kom waar jy Efesiërs 4 tot die volmaaktheid kan kom soos manne en vroue in Christus Jesus. 2 Korintiërs 3:18 wat sê sodat ek kan verander word van heerlikheid tot heerlikheid in Christus Jesus. Ek en jy sit met die potensiaal. Ons sit met die resep vanmôre. So kom as ons vanmôre hier by die tafel gaan staan. Sê Here, hier is ek vanmôre. En ouens, ek doen dit. Ek is 'n mens. Ons is mense met mekaar. Ons is nie hierdie macho ouens wat onsself op 'n troontjie sit nie. As ek vanmôre hierdie nagmaal gebruik, dan gaan staan ek en dan praat ek met my gees. Sê ek, Here, as daar ietsie is, help my. Want ek weet dit is chaos. Ek weet die lewe is moeilik. Ek weet al hierdie goed. Ek sit met dit. Maar my antwoord en my krag lê net in Jesus Christus. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ek wil vir U dankie sê vir 'n paar woordjies vanmôre. Heilige Gees, dat U met ons kon praat oor die bloed vanmôre. En ek wil so bid vanmôre, Here, dat U vir ons sal help sodat ons die bloed sal sien. Want as ons die bloed sal raak sien, Here, sal daar so baie dinge vir ons oopgaan. So baie dinge sal met ons gebeur ten goeie, Here. Help ons vanmôre dat ons oë sal oopgaan vir die bloed. Dankie dat ek kan kom bid vir hulle, Here, wat nog nie die bloed gesien het nie. Dankie dat ek kan kom bid vir mense wat ingeskakel is in hierdie diens dalk. Here, wat daar sit en wat dalk moedeloos is of Here wat so voel of hulle nie naby is. Ek bid vir hulle vanmôre, o Gees van God, dat U ook daar waar hulle is, vir hulle sal inspireer, sal volmaak, Here, sodat hulle ook die lig sal sien. Jesaja 60 vers 1 wat sê, staan op, word verlig. Jou lig kom sodat die heerlikheid van die Here oor jou kan opgaan. Ek bid dit vanmôre spesifiek, Here, Jesaja 60 vers 1, oor elke ene van ons. En ek dank U vir dit, en dankie, Here, dat ons die tafel mag geniet vanmôre. Dat ons met nuwe oë sal kyk. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. En